Goeiemôre geliefde gemeente, baie welkom in die huis van die Here aan besoekers, ook aan ons lidmate. So dis vir my 'n voorreg om vir ons te kan voorgaan en vir ons 'n leespreek te kan doen van Dominee Roan Kombrink en die tema van hierdie preek van graan tot brood tot feesmaal. Die Here het vir ons hiernatoe uitgenooi na sy huis, hy is hier teenwoordig. Kom ons word stil voor die Skepper God van hemel en aarde. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Ons bid om genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Gemeente, die Here het vir ons gegroet. Kom ons antwoord hom en ons doen dit met 'n lofsang. En ons sing saam gesang 242 vers 1 en vers 2 en vers 3, waarin ons sing van die drie-eenheid van God. In die eerste vers God die Vader, in die tweede vers spesifiek God die Seun, en in die derde vers kyk ons ook en ons sing oor God die Heilige Gees. Kom ons staan en ons doen dit vanoggend as 'n lofgesang. Die enigste lewende God, die Skepper van hemel en aarde, het vir ons gegroet. Kom ons loof en ons prys hom, soos dit hom toekom.
Geliefdes, ons gaan vanoggend kyk na die wet van die Here soos dit opgeteken is in Romeine 13 vers 8 tot 10. Romeine 13 vers 8 tot 10. Daarna gaan ons as ons skuldbelydenis sing Gesang 84 vers 8. Ons gaan bly sit terwyl ons dit sing. So die wet en dan ons skuldbelydenis sittende direk daarna uit Gesang 84 vers 8. U kan sommer daar 'n plekkie insit by Gesang 84 want ons gaan nadat ons die geloofsbelydenis gedoen het as uitbreiding ook weer uit Gesang 84 sing. Gemeente, kom ons hoor wat die Here vir ons in sy woord sê rondom sy wet wat hy vir ons gegee het as 'n riglyn hoe ons dankbaarheidslewe moet lyk. Sy wet wat hy vir ons gegee het sodat ons weet hoe ons as heilige-gemaakte, wedergebore kinders van hom moet lewe. Romeine 13 vers 8 tot 10. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Geliefdes, wanneer ons luister na wat die Here vir ons hier in sy woord gesê het oor die wet, hoe ons teenoor hom en teenoor ons medegelowiges moet optree, dan moet ons onsself daaraan meet, en as ons werklik eerlik is met onsself, dan is daar nie een van ons vanoggend hier wat kan sê dat ons aan God se wet kan voldoen nie. As ons werklik eerlik met onsself is en werklik soos 'n spieël voor ons, soos voor spieël gaan staan, dan moet ons erken, ons staan skuldig voor God. Ons kan nie sy gebooie onderhou nie. Ons is in ons ou sondige natuur nog geneig om God en ons medemens te haat. Maar daar is vir ons 'n genadeverkondiging in die woorde van Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot sy enigste verlosser en saligmaker Jesus Christus, verkondig die woord vergifnis van sonde. Maar ook hierdie waarskuwing aan elkeen wat die genade van die Here verwerp, verkondig die woord dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly voortleef. Geliefdes, ons het nou geskuldig gestaan voor die Here se wet, maar ons het ook die genadeverkondiging ontvang. Kom ons staan dan nou as 'n gemeente en kom ons bely ons geloof in hierdie almagtige, maar ook barmhartige God. En ons gaan dit doen
uit die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek sal voorgaan en u kan dit saam met my in die hart spreek. En daarna, sonder dat ek dit weer afkondig, gaan ons as 'n uitbreiding op ons geloofsbelijdenis sing Gesang 84, vers 1 en vers 2 en vers 6. Kom ons staan, dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefde gemeente, die woord van die Here kom vanoggend vir ons uit Levitikus 23. Ons gaan daarvan die eerste 22 verse saam lees. Nou reeds in Levitikus 22 gee die Here vir
Israel sekere wette oor die reinheid van die priesters as hulle heilige gawes wil eet, dan ook bepalinge omtrent die aard van die vrywillige offers, en dit vloei dan nou voort, en in hoofstuk 23 lees ons dan oor die wette van die groot feeste. So ons gaan Levitikus 23 lees, daarvan die eerste 22 verse. Maar die woord van die Here is so geopen voor ons, kom ons bid eers saam. Almagtige God en hemelse Vader, drie-enige God, skepper van hemel en aarde. Here, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde van alle dinge. Here, uit U en deur U het alles ontstaan. Vader, hoe onbeskryflik groot is U. Ons kan nie U lof na waarde besing met ons gebrekkige taal nie. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier in U huis teenwoordig te wees. Om te weet ons is in die teenwoordigheid van die enigste lewende God. Hemelse Vader, as ons na buite kyk en na U skepping, dan sien ons die werke van U hande. Here, ons kan aan elke kleinste blommetjie, aan elke kleinste diertjie, in die naghemel, wanneer ons opkyk en die ontelbare sterre sien, dan sien ons hoe U self aan ons openbaar. Here, dan sien ons net iets van U grootheid, van U majesteit. Here, as ons net opkyk na die hemel en sien hoeveel miljoene ontelbare sterre daar is, en dan daaraan herinner word dat U die uitspansel van die hemel meet aan die breedte van die hand, dan is dit onbeskryflik. Dan is dit vir ons onbegryplik dat U bemoeienis maak met ons klein en nietige mensies. Tog weet ons dat U vir ons uitgekies het om U kinders te wees. Hemelse Vader, maar U openbaar ook U self aan ons in U woord. Dankie vir die wonderlike genade, voorreg wat ons het, om vanoggend weer uit U woord uit te kan lees, om 'n teks te kan oordink, en om ook so meer van U te leer, en so geestelik verdiep te word, en ook op so 'n manier ons verhouding met U te kan versterk. Hemelse Vader, ons vra dat U vir ons ontvanklik sal maak vir die boodskap wat U vandag vir ons wil bring. Ons dank U vir elke siel wat hier is vandag. Ons dink ook aan ons gemeentelede wat op reis is, wat oud vandag geword het en nie meer so bevoorreg is om hier te kan wees en ook teenwoordig te kan wees nie. Maar Here, ons sê ook vir U baie dankie dat ons weer daar maniere is hoe hulle ook U boodskap vandag kan ontvang. Here, U is die skepper van hemel en aarde. U is die vormeerder van alle dinge. Open U woord nou vir ons. Maak ons ontvanklik vir U Gees wat in ons werk. Maak vir ons vrugbare grond, sodat die saad wat vandag gesaai word, sal groei, sal vrug dra, en dat ons dit sal uitdra na buite, tot verheerliking van U naam, tot uitbou van U koninkryk. Hemelse Vader, ons bid dit in diepe afhanklikheid, in die naam van ons Saligmaker en ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons Levitikus 23 vers 1 tot 22. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie.
Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dit is die feestydde van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand is die Pasga van die Here. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. En op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige 4-dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige 4-dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengs oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei. En die spysoffer wat daarby behoort, 2/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here. 'n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin. En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Julle moet uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van 'n eva fynmeel wees. Gesuurd moet dit gebak word as eersteling aan die Here. Julle moet ook by die brood 7 jaar oud lammers sonder gebrek en 1 jong bul en 2 ramme bring. Dan moet 'n brandoffer aan die Here wees, saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En julle moet 1 bokram as sondoffer berei, ook 2 jaar oud lammers as dankoffer. En die priesters moet hulle saam met die eerstelingsbrood as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, saam met die 2 lammers. Die moet aan die Here heilig wees, ten voordele van die priesters. En julle moet op daardie selfde dag uitroep, 'n heilige 4-dag moet dit vir julle wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Dit is 'n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. En as julle die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou land, as jy oes, nie heeltemal afoes en die are wat val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here julle God. Ons lees tot so ver. Geseënd is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in sy en in haar hart bewaar. Geliefde gemeente, ons gaan veral na vers 15 tot 22 as ons teksgedeelte kyk wat spesifiek handel oor die fees van die weke. So u is welkom om u Bybel oop te hou sodat u kan terugverwys wanneer daar in die preek na die teksgedeeltes verwys word. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as ons so luister na Levitikus 23, dan vind ons die inligting oor al Israel se belangrikste feeste. Ons vind ook in ander teksgedeeltes meer inligting en meer besonderhede oor van hierdie feeste. Daar was 3 belangrike herfsfeeste, die trompettefees, die groot versoendag en dan ook die loofhuttefees. En dan was daar 4 belangrike lentefeeste. Die Pasga, die fees van die ongesuurde brode, en dan die fees van die eerstelinge. En aan elke een van hierdie feeste was daar 'n besondere betekenis gekoppel in die Ou Testament, maar elkeen van hierdie feeste het selfs ook 'n nog meer profetiese karakter gehad. En was daar telkens vir elkeen van hierdie feeste 'n merkwaardige vervulling daarvan in die Nuwe Testament. Dit sluit eintlik so mooi aan by
Die Bybel, as ons daarna kyk in 'n geheel, in die Ou Testament, sien ons God se genadeverbond. Ons sien die belofte aan 'n verlosser. En in die Nuwe Testament sien ons dan hoe dit vervul word in die geboorte van ons Here Jesus Christus. Nou wat die lentefeeste betref, word die fees van die Pasga en die ongesuurde brode vervul deur die Vrydag van die kruisiging en die Saterdag waar die liggaam van die Here Jesus Christus in die graf is. En die fees van die eerstelinge word vervul met die opstanding van Christus op die Sondag. En daarna verloop verskeie weke en is daar dan nou nog een belangrike fees wat voorlê. Hierdie oorblywende fees is die fees van die weke. En met die oog op Pinkster, waarvan die eerste diens vanaand dan nou begin, kyk ons vanoggend na hoe hierdie fees in die Ou Testament gevier is en hoe dit dan ook in die Nuwe Testament vervul is. Nou die aspekte van die viering van die fees van die weke in die Ou Testament het baie in gemeen met van hierdie ander feeste wat beskryf word in vers 21. Dit moet 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag op hierdie dag gedoen word nie. Dit is 'n ewige insetting vir al die geslagte in die mense se woonplekke. Maar daar is egter elke enkele elemente wat hierdie fees uniek maak en waar die fokus ook op val. Die eerste element is die tydsberekening. As ons mooi gaan kyk, dan vind die fees van die weke maar nie net 'n paar weke na die fees van die eerstelinge plaas nie. Dit vind presies 7 weke daarna plaas. En dit is die eerste punt van belang wat ons dan gaan fokus op rondom hierdie fees. In vers 15 as ons gaan kyk, word die volk beveel om 7 weke te tel van die dag na die Sabbat af. En dit word bevestig deur die byvoeging dat dit die dag van die beweegoffer was, as jy gaan kyk na vers 11. En die Sabbat waarvan gepraat word in hierdie teksgedeelte is die Joodse Sabbat van die Pasgafees. Nou die Vrydag het die Pasgafees begin, die Saterdag is die Sabbat van die fees van die ongesuurde brode gewees, en die Sondag is die fees van die eerstelinge, waarop die eersteling gerf as beweegoffer gebring word. In vers 16 word dit weer bevestig dat as ons van die Sabbat aftel, dit 50 dae is na die dag wat volg op die 7de Sabbat. Daarvandaan die ander naam van die fees, Pentekost, of soos ons dit ken, Pinkster. Nou is eintlik jammer dat die klem so sterk val hier op die 50 dae wat van die Saterdag afgetel word, eerder as op die 49 dae wat van die Sondag afgetel word. Die oorspronklike naam, die fees van weke, wys op die 7 weke, of 7 talle, wat verloop van die fees van die eersteling tot by die fees van die weke. En die beskrywing van die 7 feeste word ook voorafgegaan deur 'n beskrywing van die weeklikse Sabbat. En die feeste is dus onlosmaaklik verbind aan die Sabbat en dit giet effektief betekenis in die Sabbat in. Nou soveel so, dat as ons kyk na die beloftes van die Sabbat in die Ou Testament, ons die beloftes van die feeste ook daarin moet sien, en as ons gaan kyk na die vervulling van die Sabbat in die Nuwe Testament, ons ook moet raak sien hoe die beloftes van die feeste daarmee saam in vervulling gaan. Daar lê dus vir ons groot betekenis in die feit dat die fees van die eerstelinge die dag na die Joodse Sabbat plaasvind, en dat die fees van die weke 7 weke later ook die dag na die Joodse Sabbat plaasvind, en dus op die Sondag, die eerste dag, of soos dit in die Nuwe Testament genoem word, die dag van die Here. Nou 7, weet die gemeente, is die volheidsgetal wat die Here doelbewus gebruik. Wanneer hy van 7's gebruik maak, moet ons raak sien dat iets in die gedagte van 'n volheid, vol word, vervulling daarmee bedoel word. Diep simboliese 7, die volmaakte getal.
Nou, geliefdes, kom ons kyk dan nou meer na die oes. Dit sluit baie mooi aan by die volgende belangrike gedagte. Also, die fees van die weke was die insameling, was die einde van die insameling van die oes. En die fees van die eerstelinge het gedraai om die eerste gerwe van die oes, wat as eersteling offer oor die altaar beweeg is. Die bedoeling is dat die eerste gerwe verteenwoordigend is van die hele oes. Die oes behoort aan die Here, want hy is die een wat die oes moontlik maak. En in die 7 weke na die eerstelinge fees word die oes dan ingesamel en hierdie fees, die fees van die weke, vier die insameling van die oes. En dit bring ons by die volgende punt van belang, die offers wat gebring moet word tydens hierdie fees, waarvan ons lees in vers 16 tot 20. Ons sien dit moet 'n spysoffer wees van 2 brode. Daar is ook 'n brandoffer, 'n vervuuroffer van 7 jaar oud lammers sonder gebrek, 1 jong bul en 2 ramme met meegaande spysoffers en drankoffers, 'n sondeoffer van 1 bokram, 'n dankoffer van 2 jaar oud lammers, heilig aan die Here ten voordele van die priesters. En die hele reeks offers draai egter rondom die 2 brode. Dit is 'n beweegoffer. Vers 17 noem dit beweegbrode en vers 20 koppel die hele versameling offers aan die brode as beweegoffer. Dit is brode gemaak van 2/10 van 'n eva fynmeel. Nou, by die fees van die eerstelinge was daar nog net graan. Nou, na 7 weke, is daar brood. By die fees van die eerstelinge is die spysoffer 2/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng. En waar dit by die Pasga ongesuurde brode was, is dit nou gesuurde brode. By die Pasga was dit ongesuurd, 'n haastige ete met die uittog uit Egipte. Hierdie eerstelingbrode moet eerstelingbrode aan die Here wees, volgens vers 17 en vers 20. Die eersteling gerf was die begin van die insameling van die oes. En die fees van die weke is dalk die einde van die insameling van die oes, maar die eersteling brood impliseer dat dit ook die begin is van iets baie groter. Die eerste graan verteenwoordig die oes, maar die oes verteenwoordig 'n groter oes wat ingesamel moet word. Dan word daar ook gepraat van die reste, as jy kyk na vers 22. Die volk mag die kant van die land nie skoon afgeoes het nie, en hulle mag die are wat geval het nie opgetel het nie. Dit moes oorbly vir die armes en vir die vreemdelinge. Dit was vir hulle om te versamel en self op te tel. Dit is nie versamel en aan hulle uitgedeel nie. Hulle moes dit deur hulle eie arbeid verkry het. Maar dis egter nie die welsynsbeginsel wat hierop voorop staan nie, maar die idee dat die armes en die vreemdelinge nie uitgesluit is van God se plan met sy volk nie. Dit is ook belangrik dat ons gaan kyk na latere tradisie van die fees van die weke. Voordat ons gaan kyk na die vervulling van die fees in die Nuwe Testament, moet ons stil staan by 'n paar aspekte van hierdie fees wat nie noodwendig hier in die teks van Levitikus voorkom nie, maar tog belangrik is omdat dit in die tyd hoe die disippels die fees ingegaan het van belang was. Nou teen die laat Ou Testament koppel die rabbynse tradisie die fees aan die ontvangs by die wet by Sinai. En omdat die uittog die oorsprong van die Pasga was en die volk 50 dae later eers die wet by Sinai ontvang het, word die Torah op die fees gelees, word Psalm 119 bidend oordink en word die tyd tussen die fees van die eerstelinge en die fees van die weke 'n tyd van afwagting van die groot gawe wat op die 50ste dag ontvang is. Nou as ons gaan kyk na die vervulling van die fees in die Nuwe Testament, word die bedoeling en die belofte van elkeen van hierdie elemente van die fees eintlik vir ons duidelik. Op die Vrydag van die Pasgafees word die Here Jesus as volmaakte offer gekruisig, sodat ons deur sy bloed van God se oordeel gespaar kan word.
Op die Saterdag, die Joodse Sabbat, is hy in die graf, en op die eerste dag van die week staan hy op as eersteling uit die dode, sodat die weg daardeur vir ons gebaan kan word tot die ewige lewe. Dit word 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe vir sy volgelinge. Na die opstanding van die Here Jesus sê hy vir sy disippels in Handelinge 1 vers 4, gaan na Jerusalem, wag daar op die belofte van die Vader. In 7 weke, 7 talle na die opstanding, sê Handelinge 2 vers 1 vir ons, was die disippels van die Here eendragtig by mekaar op die dag van die Pinksterfees. Of, soos dit nou nog in daai tyd bekend was, die Pasga. Die disippels vergader op die eerste dag, die dag van die Here, soos hulle dit begin noem het, sedert die opstanding, maar hierdie spesifieke dag van die Here is egter spesiaal. Die Pasga en die fees van die ongesuurde brode is 7 weke van tevore vervul in die kruisiging. Die fees van die eerstelinge is vervul in die opstanding uit die dood, en nou wag hulle op die belofte van die vervulling van die fees van die weke. Geliefdes, en die Here stel nie teleur nie. Terwyl hulle daar wag, kom daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige rukwind, en op elkeen van hulle gaan sit tonge van vuur. Nou in die Bybel sien ons op verskeie plekke hoe vuur gebruik word deur God as simbole vir sy teenwoordigheid, vir sy heiligheid, vir sy oordeel en ook vir sy reinigende krag. As ons byvoorbeeld gaan kyk in Eksodus 3 vers 2 tot 6, dan lees ons van die brandende doringbos, waar God aan Moses verskyn in 'n doringbos wat brand, maar nie die bos verteer nie. Ons lees in Eksodus 13 vers 21 en 22 van die vuurkolom wat God gebruik het om in die dag of in die nag althans vir Israel deur die woestyn te lei, om vir hulle lig te gee en om vir hulle te beskerm. In Eksodus 19 vers 18 en in Deuteronomium 4 vers 11 en 12 lees ons van die berg Sinaï, wanneer God die wet aan Moses gee, dan daal hy op die berg neer in vuur, en dit beklemtoon sy majesteit, sy heiligheid, en die ontsaglike krag van sy teenwoordigheid. Ons lees ook in Hebreërs 12 vers 29 en in Deuteronomium 4 vers 24 van die verterende vuur. Die Bybel stel dit direk, want onse God is 'n verterende vuur. Dit verwys na sy oordelende heiligheid, wat alles wat onheilig is, vernietig. En dan kyk ons ook in die tabernakel en in die tempel, Levitikus 9 vers 24, en ons sien dit ook in 2 Kronieke 7 vers 1. Vuur het van die hemel gekom om die brandoffer te verteer, wat aandui dat God die offers aanvaar het en dat hy teenwoordig is. En natuurlik nou, tydens hierdie gebeurte waarvan ons hier in Handelinge 2 vers 3 lees ons weer van vuur. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Hulle word met die Gees van God vervul en hulle begin spreek in tale, sodat elkeen wat hulle kan hoor spreek, wat hulle kan hoor in hulle eie taal. As ons kyk, Handelinge 2 vers 9 tot 11, Paters en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Nou ja, die spreek in tale is natuurlik 'n ander onderwerp waaroor ons ook kan 'n hele reeks preke maak en 'n hele reeks preke aanbied. Maar wat belangrik is dat ons hier sien, hierdie tale is bestaande tale wat uitgelê kon word. En elke een wat daar teenwoordig was in Jerusalem, wat eintlik maar 'n wêreldstad was en wat vol was van al hierdie mense wat uit al hierdie baie lande gekom het, elkeen van hulle kon die boodskap hoor in hulle eie taal. Nou op hierdie dag van die fees van die eerstelinge, vier die Jode op die dag van die fees van die eerstelinge vier die Jode die insameling van die oes en die ontvangs van die wet
van God by Sinaï, wat hulle gelei het in die waarheid tot in die beloofde land. Maar op hierdie spesifieke dag, op hierdie spesifieke fees, is daar 'n groot verwagting. Hoe sou die Here die fees vervul? Hy het Pasga en ongesuurde brode vervul, hy het eerstelinge vervul. Wat kan hulle te wagte wees? Op die dag van die fees van die weke, 49 dae na die opstanding van ons Here Jesus Christus, ontvang die disippels van die Here die wet in die hart. Hulle ontvang die Heilige Gees, wat hulle in die waarheid sou lei tot in die hiernamaals. Hulle ontvang die Heilige Gees, wat onlosmaaklik deel is van die drie-enige God, wat vir ons gestuur is as trooster, wat woon in die harte van gelowige kinders van God, in wie hy die wedergeboorte bewerk het. Hulle ontvang die Heilige Gees, wat hulle sou lei, al is die arbeiders min, in die insameling van die groot oes. As ons gaan kyk na Matteus 9 vers 37. Die disippels en ons ontvang die Heilige Gees, wat selfs werk in die harte van weduwee, van arme en vreemdeling. Hulle ontvang die Heilige Gees, wat die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, wat gelowiges lei in die hele waarheid, in die belydenis van die kruis en die opstanding, wat ons lei in gebed en in ons geloof. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, geliefde gemeente, God verlos Israel uit Egipte. Hy gee vir hulle sy wet om hulle te lei deur die woestyn, en hy bring uiteindelik hulle in die beloofde land in. Maar God se plan is baie, baie groter as net Israel. Israel se reis van Egipte na Sinaï, na die beloofde land, is uiteindelik maar 'n heenwysing. Dis net 'n klein skaduwee van God se verlossingsplan vir die geloofsvolk van God, wat uiteindelik is die verlossing van sonde, die Gees van God ontvang, en wat uiteindelik die ewige lewe sal beerwe. Nou die fees van die weke spreek van die eersteling gerf Israel, wat eersteling brood geword het. Dit is die geesvervulde kerk, om uiteindelik te lei tot die feesmaal van die bruilof van die lam, eendag met die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer ons 'n verheerlikte kerk sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is van alle ewigheid tot alle ewigheid die enigste lewende God van hemel en aarde. Here, U is soewerein, U is altyd dieselfde. U is 'n getroue God. Hemelse Vader, in hierdie oggenduur kom loof en prys ons U, en ons sê vir U baie, baie dankie, dat ons weet dat ons hier staan as heilige-gemaakte, vrygemaakte kinders van U, dat U ons aangeneem het om U kinders te wees, dat U vir ons so lief gehad het, en so lief het, dat U U enigste seun gestuur het om vir ons aan die sonde, aan die kruis te kom sterf. Dat die Jesus Christus se bloed aan die kruis ons vrygekoop is, skoon gewas is van ons sondelas. Maar dat deur sy kruisiging ook in ons weer herstel is, kennis van U, dat ons regverdig gemaak is, dat ons heilig gemaak is. Hemelse Vader, ons sê ook vir U baie dankie dat ons weet dat U ook die Heilige Gees vir ons gestuur het, om in ons te werk, om vir ons te lei. Vader, sodat ons die ou sondige mens wat nog in ons is, en die ou sondige wêreld kan afsterf, en elke dag in ons handel en wandel, al hoe meer soos ons saligmaker en verlosser Jesus Christus kan lyk. Hemelse Vader, ons
Vra dat U asseblief vir ons daartoe sal lei, dat U vir ons elke dag ontvanklik sal maak vir U Gees wat in ons woon. Dat U vir ons elke dag sal ontvanklik maak vir die werking van U Gees. Dat ons ook dit wat in ons werk uit sal dra. Dat ons as disippels van U ook U koninkryk sal bou. Ook U woord sal verkondig en ons disippelskap sal gaan uitleef na buite. Here, sodat U koninkryk kan groei en sodat uiteindelik elke stem op aarde U naam sal bely en elke knie voor U sal buig. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die boodskap wat U vanoggend vir ons gebring het. Here, 'n moeilike teksgedeelte vol dae en datums en simboliese betekenisse wat 'n mens eintlik baie maklik, baie de mekaar kan maak as 'n mens net lukraak daaroor lees. Here, maar ons sien dat daar so groot en dieper betekenis daarin is. Dat dit ook vir ons 'n aanduiding is van U getrouheid. Here, U is 'n getroue God. U het reeds in die Ou Testament vir ons die genadeverbond gegee. Here, U het reeds in die begin in Genesis 3 vir ons die belofte aan 'n verlosser gegee. Here, reg deur die Ou Testament sien ons telkens die belofte aan 'n verlosser wat sal kom. Vader, en U is getrou. In die Nuwe Testament sien ons die vervulling daarvan in die geboorte van ons Here Jesus Christus. Here, dankie dat ons ook vanoggend dieper kon kyk na U woord en dieper kon kyk na die betekenis van hierdie feeste wat U in die Ou Testament U volk laat hou het en hoe dit ook in vervulling gebring word en simbolies in die Nuwe Testament vir ons ook betekenis het. Hemelse Vader, ons dank U dat U Uself ook so in U woord aan ons openbaar. Vader, ons staan vanoggend voor U, diep afhanklik van U. Here, want ons weet, uit onsself uit is ons tot niks in staat nie. Here, is U nie vir ons die krag gee nie, as U nie vir ons lei nie, kan ons niks goeds uit onsself uit doen nie, kan ons niks suksesvol aanpak nie. Here, daarom bid ons vanoggend in diepe afhanklikheid van U, dat U asseblief met U gemeente sal wees, dat U met APK Grootfontein sal wees, dat U vir ons as gemeente sal seën, dat U met elke lidmaat sal wees. Here, die van ons wat oud vandag geword het en nie meer hier kan wees elke Sondag nie. Die wat siek is. Here, ons bid vir elke broeder en suster. Ons bid vir die susters in ons gemeente wat swanger is, dat U met hulle sal wees en vir hulle sal behoed en bewaar. Ons bid vir elke sieke. Here, ons bid vir elke een wat bekommerd is. Hemelse Vader, ons bid vir ons kerkraad en vir ons 2 leraars. En ons dra ook hulle aan U op. Hemelse Vader, gebruik hierdie gemeente as 'n instrument in U hand tot uitbou van U koninkryk en tot verheerliking van U naam. Vader, maar nie tot ons eie edele eer nie, alleenlik tot U eer. Here, want alleen aan U kom toe die eer. U wat die almagtige, alomteenwoordige, alwyse, soewereine skepper God van hemel en aarde is. Hemelse Vader, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit enigstens verdien nie. Ons bid dit in diepe afhanklikheid van U, en ons bid dit in genade alleen. Here, en ons bid dat U wil sal geskied. Here, want ons weet in U alwysheid, in U alomteenwoordigheid en ook in U voorsienigheid laat U alles wat met ons gebeur ten goeie meewerk. Here, maak vir ons dus ook dan dankbaar wanneer dit met ons goed gaan. Maak vir ons ook geduldig wanneer ons beproef word. Skenk in ons die wete dat alles wat met ons gebeur U wil is en dat waar U wil geskied alles ten goeie meewerk. Here, ons bid dit in die naam van ons Saligmaker, ons Verlosser, ons Hemelkoning Jesus Christus. Amen.
Geliefdes, in antwoord op die prediking gaan ons sing Gesang 224. Ons gaan al 4 die verse sing van Gesang 224. Ons sien ook in vers 2 spesifiek verwysing na wat gebeur met Pinkster. Die volheid van die Heilige Gees is uitgestort met Pinksterfees. Die kerk se wording bly 'n wonder. Die Gees het self die huis gevul en tonge soos van vuur het hul verdeel op elkeen in besonder. En tale soos deur God gegee, deel hul sy groote dade mee. Gesang 224, al 4 die verse in antwoord op die prediking.
Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Ons bid dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal sal wees. Amen.